Ek gaan vir julle wys om vetkoek met suurdeeg te bak. Ek gebruik die kit suurdeeg. Hierdie deeg wat ek aanmaak, gebruik ek om vetkoeke te bak. En dan gebruik ek dit ook om vetkoekworsies mee te maak. So die begin van die 2 video's gaan presies dieselfde wees. In my bakkie het ek 7 koppies meel. Ek het my pakkie van 10 gram suurdeeg. Maak seker dit het nie verval nie, want dan gaan dit nie meer rys nie. Ek het 2 eiers nodig. Ek het 15 ml sout, 3 teelepels sout en ek het lauwarm water nodig. So ek gaan my sout by my meel gooi en dit net sif, laat die sout net so effens oral lê. Ek het 'n bakkie olie nodig vir die afwerking van die deeg, wat ek net my hande mee gaan nat maak. Ek strooi my suurdeeg oor my meel, meng dit so bietjie. Maak 'n gaatjie in my meel. Dan vat ek my 2 eiers, gooi dit in 'n maatbeker en ek gaan hom opvul tot by 700 ml water en dan die eiers splits. As dit blyk dat die 700 te min is, sal ek nog net skoon water bygooi. In my vetkoeke gooi ek eiers by. Ek is seker almal het al 'n vetkoek geëet. As jy hom weer warm maak, dan sy so taai. Jy kry hom amper nie afgebyt nie. Nou as jy die eiers bygooi, vat dit daai taaiigheid weg. Ek gaan nou die 700 ml water met my eiers in die gaatjie gooi van my deeg. Dan maak ek dit hier in die bakkie net aan en ek sal dit op die tafel knie. As dit vir jou te slap voel, kan jy enige tyd bietjie meel opstrooi. As dit te styf is, dit moet dan met gemak, moet jy jou vingers daar kan indruk. As dit te styf is, gooi net nog bietjie water by. Ek dink my 700 ml water was te veel, so ek gaan net so bietjie meel oorstrooi. Ek het so 'n plekkie hier vir my op die tafel gemaak met olie. Nou krap ek my bak, my deeg hier op uit. Die deeg se tekstuur is nou grof. So jy moet dit nie tot dit glad word. Dan weet jy dit is deurgemeng. Smeer maar gereeld bietjie olie onder. Dis al hoe jy hom regtig gaan glad kry. Ek dink hy's glad genoeg. So, hy's deurgemeng. Nou vat ek my skotteltjie. Ek smeer hom met olie onder. Sit my bolletjie deeg daarin. En hy gaan nou omtrent vir 1,5 uur staan. Hy moet ten minste 2 keer so groot wees. Dan sy reg my vetkoeke kan bak. Ek sit net 'n plastiese sak oor. My kombuis is baie warm. Op hierdie stadium is dit nog baie warm in Pretoria. So hy behoort sy hitte hier te kry om sy 1,5 te rys voor ek die vetkoeke kan bak. My deegie het gerys, my skingbord is met olie gesmeer. Ek hou daarvan om my deegie so in my hand
om en om te vat. En sulke bolletjies te druk. Maar ek vat my deurgie elke keer vorentoe. Skuif hom of ek hom bietjie vorentoe skuif, dat ek altyd 'n gladde kant bo het. Toe in die sakkie. En as my olie dan reg is, dan maak ek hulle oop en dan wys ek vir julle hoe trek ek hulle uitmekaar uit en sit ek dit in die olie. As dit baie koud is waar jy bly, kan jy dit laat bietjie rys so hy moet so 'n halfmaal groter word as wat hy nou is, voor jy hom dan bak. Die olie is nog heeltemal te koud. Hy val af en dan sit 'n sekond of 2, dan begin hy eers borrel. Hy begin dadelik borrel, so hulle is reg. Ek het olie aan my hande, met hom op my hand lê en werk hom net so bietjie uit met my duime. Sit hom in die olie, dan trek ek 'n gaatjieslepel, loop hom heeltemal onder die olie, en lyk of jy hom so skep, dat die warm olie bo oorloop, en dan kyk hoe rys hy so met die gat uit. Laat hom op my hand lê, druk hom net so bietjie uit met my duime, en sit hom in. Die dingetjie is reg, so ek kan hom omdraai, en net die kleintjies, daar wat hy nou om. En jy tel hom op, moet dit voel of jy niks optel nie, dan weet jy, hy moet baie lig wees, dan weet jy die vetkoek is gaar. So ek gaan hierdie een uithaal, want hy is baie lig klaar. En ek kan hierdie een omdraai. Die braaipanne wat mens kry, ek het ook een, ek het in hom probeer vetkoek bak, hy maak nie die olie warm genoeg nie, hy sit sy temperatuur af voor die olie sy hitte bereik wat die vetkoeke mooi bak. En selfs my olie, my deep fryer, wat ek my chips gaar maak, so maak ook nie my olie warm genoeg nie. Ek haal die vetkoeke uit op 'n papierhanddoekpan. Hy dreineer ongelooflik baie olie wat mense nie eers kan sien nie. Hier is die laaste 2 vetkoeke. Soos julle kan sien, kyk hoe groot het dit nou gerys, net van die 10 minute op die tafel lê. Toe ons begin vetkoek bak het ek my gas op medium hitte gesit en hulle is net die regte kleur. Die vetkoeke het baie mooi gebak. Ek gaan vir julle een oopsny. Dit is nog effens warm. So lyk hy binne. Ek het nou die curry maalvleis gemaak. Skep so in. En daar is hy klaar. En reg om te eet. Jy kan nou stroop ingooi, hoendervulsel, die curry maalvleis, stroop en kaas, enige iets, net waarvan jy hou. Môreoggend vat my man net so skoon vetkoek en eet hom saam met swart koffie.